daagse brood, en vergeef ons al ons skade net, soos ons vergewe, die wat teen ons sonde. Laat ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die Rijk, en die sterkte en die eer, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Goeiemôre, broers en susters in Christus. Wat 'n voorreg dat ons vanoggend hier kon opstaan, kon saamkom met ander medegelowiges om die Here te loof. Dit sonder dat ons enige vervolging ondervind. Ons gaan gou kyk na die afkondigings. Ons gaan 'n wonderlike tyd van Advent in, maar ek wil ook vir julle vra om tot elke dag in julle gebede vir mekaar te bid. Ons het so mekaar se gebede nodig om deur die donker wêreld van ons te gaan. En ons het nou in die konsistorie gepraat, so 'n paar dinge van hoe wonderlik die Here vir ons is en hoe hy genesing bring. En altyd, soveel dat ons nie van weet nie, wat wonderwerke gebeur onder ons oë, en dan gaan ons, kyk ons nie met Gods oë daar en sien hoe goed die Here vir ons is nie. Dan wil ons baie dankie sê vir die potjiekos van verlede Sondag. Ek het geëet en dit was baie lekker. Ek was ongelukkig, het Anton my daar gekondig in die hoekie gesê, ek nou nie mense wat kan beoordeel, jy moet asseblief maar regtig, julle moet my nie kruisig nie, want dit is 'n baie moeilike ding, want almal smaak lekker. So ek het hom gesê, soek maar iemand anders volgende jaar, want ek dink by die einde kan ek nie meer onthou hoe die eerste een lekker gesmaak het. So baie dankie en baie dankie vir almal wat familie en almal wat kos gemaak het. Ons waardeer dit regtig en dit was heerlik, dit was regtig baie lekker om saam te kuier. En die wat nou uitgemis het, onthou volgende jaar as die Here ons spaar, dan moet julle nou daar wees. Moet sorg nou dat julle daar is. Of kom maak sommer die bootjie, dit kan lekker wees. Dan dan voordat ek nou by die verjaarsdag kom, het Tannie Henna vir my gevra, ek moet toch asseblief vir die gemeente bedank, vir hulle vrygewige bydraes wat hulle gegee het, en op die manier kon ons vir die mense wat nie uit hulle eie vir hulle kan lekker sorg en 'n lekker Kersfees hê, kon ons daar vir hulle ietsie gee, om Kersfees vir hulle ook vrolik te maak. Nou kom ons by die verjaarsdag, en is ek nie 'n gelukkige een, om al hierdie mense se verjaarsdag te kan aankondig. Ons begin sommer hier die 7de Desember, is dit oom Tim Lignout en Ria Stegman, lyk vir my, sy is ongelukkig nie hier nie, en dan gaan ons oor die 8ste na Tanya Boysen, ek sien ook nie vir haar hier nie, dan Myrtle van die Westhuizen, Ronaldo, jy kan net omdraai, sy is sommer daar agter jou. Nicolien Venter, die kabouter moet omtrent rond daar vanoggend in die kerk. Nicolien Venter en dan Edna van Syl. Baie geluk julle en mag die Here vir julle oorvloedig seën vandag en die jaar wat voorlê en mag julle lekker bederf word vandag.
En ja, die Here se seën wat ons vir julle doen. Ons gaan vanoggend lekker saam sing en die Here loof. As kind het ek Kersfees altyd geassosieer met 'n tyd van vrolik saam sing, want ons moes aankondig Jesus se geboorte. En in die agterplaas was daar 'n groot ringboom gewees met 'n swaai daarin, en as ek op daai swaai klim, dan swaai ek. En dan dink ek sweef in die hemel en dan sing ek al wat 'n Kerslied is, want dit was vir my 'n heerlike tyd om so te kan sing. So kom ons sing lekker saam vanoggend. Ons het 2 voorsangliedere en dan gaan ons die toetrede lied sing. Die foto, ons bly staan vir die foto met die seëngroet en dan kan jy sit. Welkom ons stille nag van vrede onder die suiderkruis. Vyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde ruis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Schenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke luier in die oude taal. Kyk selfs die nagtelike soeie vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Schenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy opnou sy warm liefde, as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, gee aan God die eer. Schenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer.
In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Genade vir julle en vrede, van hom wat is, wat was en wat kom, en van Jesus Christus, die getroue getuie, en van die Gees wat ons lewend maak. Amen. Sit maar. Ons gaan vanoggend 'n baie spesiale video luister. Dit is 'n Adventgebed. Ons het dit ontvang van die Algemene Sinode Berading. Hulle het gesê, hulle het dit saamgestel. Dit was die uitkoms van die vergadering wat die Algemene Sinode gehou het, en hulle het dit saamgevat in 'n Adventgebed. Wanneer gaan van die Advent, wag ons op u, soos by 'n ingang na die plek waar u ons ontmoet. Soos in die tyd, tussen die alreeds en die nog nie. Soos die kinders verlang en steeds sug, saam met u skepping, saam met die Gees. So wag ons en bid, oor ons gebed, in Christus naam. Belei ons dat ons in die glorie. U is die een wat gesê het dat daar sal wees, die een wat die lig vir die wêreld is, die een wat beloof vir die duisternis sal weg, die een wat die lig op ons pad kom gee, die een wat ons stuur om lig te gaan wees en sout. Help ons Here om te bly glo in Christus naam. By die ingang van die Advent open u ons oë om alles te sien. Hulle wat seer het en swaar kry, hulle wat klein is en kan dood of vergeet, hulle wat honger is, dors, siek of verdruk, hulle wat geen uitkoms meer sien, geen werk, geen sal verwonder, hulle wat verloren
Alleen met die naam boven en namen Jesus, die Heer, ja in Christus naam. Ons is tot U sterke Heer. Laat ons zien, sloeg doen. Dit is vandag die tweede Adventsondag. Ek wil vir Frans nog vra vir ons die twee kerse, die eerste en die tweede Adventsondag se kerse brand gemaak. En dan sal julle sien, daar sal op die skerm 'n gedeelte verskyn by die gemeente saam antwoord nadat ek gepraat het. So ek vra julle om saam met my te gesels en ons met die Here praat. Op die tweede Adventsondag steek ons die kers van vrede aan. Ons onthou dat God 'n profeet beloof het, iemand wat sy stem sal dra en sy vrede sal bring. Jesaja het geprofeteer, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien en sy naam sal wees Wonderbare Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Here, kom Here, kom. Baie dankie. Ons gaan, kom ons sing lied 349 vers 1, 2 en 4 en daarna kan julle weer sit vir die lees van wet. Waarvolgens ons as gelowiges moet lewe. Ons lees uit Johannes 15 vers 9 tot 12. Net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde.
As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Kom ons bely ons skuld voor God en kry die vryspraak deur Lied 238 vers 1, 2 en 3 saam te sing. Dan bly ons staan vir die geloofsbelijdenis en dan vir Lied 338. Dit is so wonderlik om te weet dat Christus deur sy kruisiging ons sondes uitgevee het. Daarom kan ons as kinders van God nou saam ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing die 338 vers 1 tot 4 en daarna kan jy sit. Amen.
Ons lees vanoggend uit 2 gedeeltes uit die Ou Testament. Deuteronomium 18 vers 15 tot 19. God praat hier met Moses wat as profeet optree tussen God en Israel. 'n Profeet uit jou midde, iemand uit jou volksgenote soos ek, sal die Here jou God vir jou laat opstaan. Na hom moet julle luister. Dit is eintlik wat jy van die Here jou God byhoor het op die dag van die byeenkoms gevra het, toe jy gesê het, ek kan nie langer na die stem van die Here my God luister en ook nog na hierdie groot vuur bly kyk nie. Ek wil nie sterf nie. Die Here het toe vir my gesê, wat hulle sê is goed. Ek sal vir hulle 'n volksgenoot, 'n profeet soos jy laat opstaan. En ek sal my woorde in sy mond lê. Hy sal vir hulle alles sê wat ek hom beveel. En van die persoon wat nie luister na my woorde wat hy in my naam sê nie, sal self rekenskap eis. Die volk, dan lees ons uit Jesaja 9 vers 1 tot 6. Die volk wat in verdrukking en donkerte moes leef, sien nou 'n helder lig. Waar daar 'n donker wolk oor hulle land gehang het, het die lig nou vir hulle deurgebreek. Israel sal weer groot wees en sy mense sal lag en jubel soos in die oestyd. Hulle skree uitbundig van vreugde soos die soldate wanneer hulle die oorlogsbuit verdeel. Want God sal die kettinge waarmee sy volk vasgebind word en die swepe waarmee hulle geslaan word, stukkend breek. Net soos hy Midian se mag lank terug gebreek het. Die skoene van die soldate wat die land binnegeval het en hulle bloedbevlekte uniform saam met vuur verbrand. Want daar is vir ons 'n kind gebore, 'n seun as aan ons gegee. Hy sal oor ons regeer en sy koninklike titel sal wees Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Koning van vrede. Sy rykdom en mag sal aanhou uitbrei en hy sal vir altyd vrede bring. Hy sal vir altyd op Dawid se troon sit en sy koninkryk met regverdigheid en billikheid regeer. Daarvoor sal die absolute goedheid van die Here die Almagtige sorg. Kom ons sluit die oor. Heilige Almagtige God, U is die een wat praat, deur die eeue heen, deur Moses, deur Jesaja, deur die profete. U beloof dat die lig sal kom om ons te verlig. En in die Seun Jesus Christus het daar die lig gekom. Ons aanbid U vir U getrouheid. Ons bely dat ons dikwels nie U stem hoor nie. Ons word verlei deur die geraas van die stryd. Ons soek vrede en dinge wat dit nie kan gee nie. Here, vergewe ons. Maak ons stil om te luister. Laat die woord vandag vrede bring in ons harte. Mag U liefde ons omvou. Kom ontmoet ons vanoggend deur die woord en deur die Gees. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Die tema van ons boodskap vandag is die lig van vrede. God praat en die donker wyk. En die teksvers is vers 9, 5 en 6. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, sy koninkryk en mag sal aanhou uitbrei en hy sal vir altyd vrede bring. Broers en susters in Christus, Advent is die tyd van wag. Wag op Christus se koms, wag op lig, wag op vrede. Maar as ons eerlik is, lyk dit dikwels of vrede ontbreek. Tussen nasies, in gesinne, selfs in ons eie gemoed. Tog sê die skrif, God se antwoord op 'n stikkende wêreld
is nie stilte nie, maar in woord. God praat. En wanneer God praat, kom daar lig. As daar iets is waarna mense vandag hunker, is dit vrede. Nie net die afwesigheid van oorlog nie, maar die innerlike vrede van rus, sekerheid en sin. Dis ook hoe dit in Israel was toe Moses en Jesaja gepraat het. Moses lei en volk deur die woestyn, vol onsekerheid. Jesaja profeteer aan 'n volk wat in donker tye leef, met oorlog, vrees en politieke onrus. Maar te midde van dit alles sê God, ek sal praat, ek sal stuur, my lig sal kom. En daardie lig bring vrede, nie net as 'n idee nie, maar as 'n persoon, Jesus Christus, die profeet en vredevors. Ek sal my woorde in Deuteronomium 18 gee God in belofte aan sy volk. Ek sal my woorde in sy mond lê. Die volk was bang vir God se stem op Sinaï. Hulle wou nie die donder hoor nie. Hulle wou iemand hê wat namens God met hulle sou praat. En God sê, ek verstaan jou vrees, maar ek sal my boodskap nie weerhou nie. Ek sal iemand stuur wat my stem dra. Van daardie oomblik af was Israel op soek na daardie profeet. Die een wat vir hulle weer sou herinner aan God se hart, aan sy geregtigheid en sy vrede. Maar hulle moes wag. Ons leef ook in 'n tyd met baie stemme. Media, politiek, menings, selfs godsdienst wat mense verwar. Maar Advent herinner ons, God praat steeds. In sy woord hoor ons sy vrede. In Christus sien ons sy hart. Die mense van Sibilon in Jesaja se tyd was 'n tyd van wanhoop. Die mense van Sibilon en Naftali was verwoes deur die oorlog. Die donker was dik, soos 'n geestelike nag. Maar dan, in Jesaja 9 vers 2 hoor ons, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Let op, God se antwoord op chaos is nie 'n nuwe koning met wapens nie, maar 'n kind. 'n Kind is vir ons gebore. Hy sal genoem word wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Wat beteken dit? Wonderbare raadsman. Hy sal geen raad van ander nodig hê nie, want God is sy raadgewer. Hy bring wysheid in die hemel. Hy is 'n sterke God. Die Messias koning is God se direkte verteenwoordiger op aarde. Hy is nie net mens nie, maar die krag van God self. Ewige Vader. Soos dit 'n koning betaam, is hy vir sy onderdane 'n Vader wat voortdurend vir hulle sorg. Hy beskerm sy kinders met 'n standvaste liefde. Vredevors. Onder sy heerskappy sal daar harmonie wees, sodat elke mens God ongehinderd kan dien. Hy herstel wat gebreek is. God bring vrede op 'n ongewone manier, deur swakheid, deur sagtheid, deur 'n kind in 'n krib. God se vrede begin klein, in 'n stal, in 'n hart wat stil is, in 'n gemeente wat luister. So werk God se lig dwars deur die wêreld. Wanneer Jesus kom, hoor ons in hom die stem van die Deuteronomium. En ons sien die lig van sy Jesaja. Hy is die profeet wat die woord van God spreek. Wie my hoor en doen wat ek sê, sal op 'n rots, sê hy,
Matteus 7 vers 24. En hy sê, en hy is die vredevors wat sê, my vrede gee ek vir julle, nie soos die wêreld gee nie. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons glo, is daar nou vrede tussen God en ons. En dit alles as aan ons Here Jesus Christus te danke. Ons leef nou elke dag uit sy genade. Jesus is die vrede wat die brug tussen ons en God gebou het. Hy is die vrede. Sy kruis bring versoening tussen God en mens en sy opstanding bring nuwe lewe. Liewe gemeente, hierdie advent vra vir stilte en luister, nie net na musiek of kerslig nie, maar na God se stem wat vrede bring en onrus. God praat vandag nog deur sy woord wat troos en rigting gee. Hy praat deur sy gees wat ons harte oortuig. Hy praat deur ons as sy kerk wat vrede uitdra. En hy praat deur sy kind Jesus Christus wat vir ons gebore is. Wanneer ons luister, gebeur vrede. Wanneer ons leef soos Jesus, word ons draers van lig. Hoe lyk dit as die lig van Christus jou hart aanraak? Wanneer Jesus in Johannes 14 vers 27 vir sy disippels sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Ek gee dit nie soos die wêreld gee nie. Ek gee dit, laat julle harte nie ontsteld wees nie en moenie bang wees nie. Daar maak hy 'n radikale verklaring. Sy vrede is anders, dieper, sterker en meer blywend as enige vrede wat die wêreld kan bied. Johannes 14 is deel van Jesus se afskeidsgesprekke. Die disippels is bang, hulle verstaan nie hoekom hy moet weggaan nie. Daar is onsekerheid, hartseer, donkerte en presies daar bring Jesus die woord vrede. Dit is die vrede van iemand wat nie net oor vrede praat nie, maar self die vredevors is. Christus het gekom sodat ons vrede kan hê vir altyd. Daar is geen einde daaraan nie. Wanneer hierdie vredevors jou hart aanraak, verander dit op minstens 4 maniere. Die vrede van Christus bring innerlike rustigheid te midde van uiterlike onrus. Let op, Jesus sê nie ek sal alles regmaak sodat jy vrede kan hê nie. Nee, hy sê ek gee vrede. Die wêreld sê as dinge rustig is, sal daar vrede wees. Jesus sê my vrede kom voor die omstandighede verander. Dit is 'n vrede wat nie afhanklik is van situasies nie. Hierdie vrede is soos 'n lamp wat bly brand al woed die storm buite. Dit is soos 'n hart wat nie deur elke woord wind ontwortel word nie. 'n anker wat hou al slaan die golwe oor. Wanneer Christus jou hart aanraak, ervaar jy alles om my verander. Maar in my is daar 'n kalmte wat nie van hierdie wêreld is nie. Die vrede van Christus verdryf vrees. Jesus sê, moenie bang wees nie. Die lig van Christus bring vrede in wat die donker van vrees binne in ons aanspreek. En vrees vir die toekoms, vrees vir tekorte, vrees vir mislukking, vrees vir mense se opinies, vrees vir verlies, en selfs 'n vrees vir dood. Maar Jesus sê nie net, moenie bang wees nie, as 'n opdrag nie, maar hy sê dit as gevolg van sy teenwoordigheid. As die lig van Christus in jou hart aanraak, begin jy ervaar, ek hoef dit nie alleen te dra nie, want hy is hier. Die vrees verdwyn nie noodwendig oornag nie,
maar dit verloor sy beheer oor ons. Die vrede van Christus herstel verhoudings. Wanneer die lig van Christus in mens skyn, maak hy jou 'n draer van vrede, nie 'n draer van konflik nie. Waar Christus vrede heers, raak mense sagter vir mekaar. Word vergifnis moontlik, word trots afgebreek, vloei genade makliker, verdwyn die behoefte om altyd reg te wees, groei liefde en geduld. Soms is die grootste wonder van Christelike vrede nie dat God die ander verander nie, maar dat hy jou verander. Die vrede van Christus werk altyd in twee rigtings, in jou hart en deur jou na ander. Vrede van Christus gee ons helderheid en rigting. Let op die volgorde in Jesus se woorde. Eers sê hy, ek gee my vrede, en dan sê hy, moenie bang wees nie. Sy vrede bring helderheid. Ons word beelddraers van God. Jou denke word nie meer oorheers deur angstigheid nie. Jy begin God se wil duideliker hoor. Jou perspektief word ligter. Keuses word nie meer gedryf deur paniek nie. Wanneer Christus jou hand aanraak, begin jy sê, ek weet nie wat voor lê nie, maar ek weet wie saam met my is. Ek sien nie die volle pad nie, maar ek sien sy lig. Ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou hom. Die een van die grootste vrugte van sy lig is 'n kalm sekerheid wat jou lei selfs wanneer jy nie weet hoe dinge gaan uitdraai. Ek wil dit weer sê, dis een van die grootste vrugte van sy lig, 'n kalm sekerheid wat jou lei selfs al weet jy nie hoe dinge gaan uitdraai. Om dit saam te vat kan ons sê, wanneer die lig van Christus jou hart aanraak, kom daar vrede binne in jou. Al is daar storms buite, word vrees stilgemaak deur sy teenwoordigheid. Word jy 'n draer van vrede verander, ontstaan daar helderheid, rigting en vertroue. Hoe weet jy die lig van Christus raak aan jou hart? Nie omdat jou omstandighede perfek is nie, maar omdat jou hart sy rus aan God vind. Dit is wanneer jy in moeilike tye steeds kan sê, God praat met my. Wanneer jy die vrede van vergifnis ervaar, wanneer jy die stem van Jesus hoor deur die geraas van die wêreld, wanneer jy self 'n draer van vrede word in jou huis, by jou werk, in jou gemeente. God se lig vra gehoorsaamheid. Deuteronomium 18 vers 15 sê, na hom moet jy luister. Dis die pad van vrede, om te luister na die woord, te volg in gehoorsaamheid en te leef in die lig. Ek sluit af. Van Moses tot Jesaja, tot Bethlehem, loop een goue draad. God praat en hy hou sy woord. Jesus die profeet het gekom as 'n kind gebore in 'n stal. Sy lig skyn om die donker van die wêreld reg te neem en vrede te bring tussen God en die mens. Die koning van vrede nooi ons uit om uit te gaan en in sy vrede te gaan leef. Advent sê, laat ons God loof en prys, want God is getrou. Jesus het God se vrede vir ons gebring. Die wêreld se donker sal nooit God se lig oorweldig nie. Amen. Kom ons bid saam.
Here, onze Here, Here van lig en vrede, hoe wonderlik is dit om U kind te wees. Dankie dat U in ons donker te kon skyn. U het nie stil gebly nie, U het die woord gestuur en die woord het mens geword in Jesus Christus. Ons bring vandag ons bekommernisse, onsekerhede en onrus na U. Heilige Gees, vul ons met die vrede, sodat ons vredemakers kan wees in 'n verdeelde wêreld. Vul ons met die lig van die woord, sodat ons hoopvol bly wag totdat U weer kom. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader en vredevors. Amen. Kom ons staan en dan loof ons die Here opnuut, dat hy ons koning van vrede is met die 334. Daarna sal die liefdesgaves opgeneem word en dan sluit ons af met 344. Ons kan nie vanoggend die gebruikelike gaan dan leen sing nie. Na die slotsang net voor die seën sing ons dan Amen. Ons het dit altyd gesing en ook julle ken op die buisie. Anders maak dit nie saak, die Here sien ons hart, so alles ons van die woord af en skyns, dan weet hy nog steeds hoe lyk ons hart. Sodat, kom ons sing lekker saam die 334, julle weet, ek het gesê, ek ry in die swaai en ek sing my kersliedere, so vanoggend sing ons kersliedere. En dan sal ons die liefdesgaves opneem. Sorry om dan.
Mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, jou hart en jou gedagtes bewaar in die Christus Jesus. Mag die lig van sy woord jou pad verlig, en mag jy lewe as kind van die lig in hierdie adventstyd. Amen.